Goeiedag geliefde, dit is weer 'n groot voorreg om saam met jou tyd in God se woord te kan spandeer. Van my pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan, baie dankie dat jy saam met ons hierdie oordenkings volg. Nou hierdie week kyk ons na 'n baie belangrike onderwerp. En daai onderwerp is wat gebeur wanneer God ons stig, of meer spesifiek, hoe reageer ek en jy wanneer God ons stig? Nou ons het reeds gesien dat God van elke gelowige verwag om veel vrug te dra. Daai is Johannes 15 vers 8. En ons het ook gesien dat God soms begin ingryp wanneer ek en jy as gelowige beginne afdwaal. Maar vandag wil ek jou iets baie eerliks vra. Het jy al ooit agtergekom hoe maklik dit vir mense is om God se stem te ignoreer? God begin dikwels baie sag met ons werk, hy bring oortuiging in ons harte, jy lees iets in die Bybel, jy hoor dalk iets in 'n boodskap, 'n preek, of die Heilige Gees wys vir jou iets in jou lewe uit wat nie reg is nie. En in daardie oomblik weet jy weet, iets moet verander, ek moet iets verander. Maar baie mense doen eerder iets anders. Hulle begin dit rasionaliseer. Hulle sê vir hulle self, dis seker nie so ernstig nie, ek sal later daaraan werk, ek het nog baie tyd om aandag te gee aan hierdie probleem, of dis nie regtig 'n probleem nie. Allerhande rasionaliserings, nee. En stadig maar seker begin mens God se stem wegdruk. Kyk gou wat sê die psalmdigter vir ons in Psalm 119 vers 67. Voordat ek verdruk is, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Nou geliefde, die psalmskrywers, hy sê eintlik, eers ek afgedwaal, maar toe God ingryp, het dit my teruggebring. Nou sien jy wat gebeur hierso. God se tug is nie bedoel om jou te vernietig nie. Nee, dis bedoel om jou terug te bring na die pad van gehoorsaamheid. Dis wat God ons wil hê. Nou kom die apostel Paulus vir ons in 1 Korintiërs 11:31, hy kom sê iets soortgelyks. Hy kom sê, maar as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Met ander woorde, wanneer ek en jy eerlik na ons eie harte kyk en wanneer ons vinniger reageer op God se stem, sy liefdevolle tug en vermaaning, dan hoef God nie sterker in te gryp in ons lewens nie. Maar wanneer ons aanhou om God se oortuigings te ignoreer, ek beloof jou, sal sy tug sterker word in jou lewe. En daarom is 'n sagte hart voor God so belangrik. 'n Hart wat bereid is om te sê, Here, wys my wanneer ek verkeerd is. Here, help my om te verander. Want wanneer ons vinnig reageer op God se stem, word sy tug nie, dit word nie vir ons 'n swaar ervaring nie. Dit word eintlik 'n genadige terugroep na sy wil. En dit is dalk die belangrikste waarheid om vandag te onthou. God se tug is nie daar om jou te breek nie. Dit is daar om jou terug te bring. Dit is die werk van 'n vader wat sy kinders so lief het. 'n Vader wat nie toelaat dat hulle bly afdwaal nie. En wanneer ons kies om na sy stem te luister, geliefde, wanneer ek jy kies om gehoorsaam te wees, wanneer ons harte voor hom oopmaak, nê, dan gebeur iets besonders. God produseer vrug in ons lewens, nee. Hy werk hierdie proses in ons mee, wat maak dat ons veel vrug dra. En uiteindelik is dit wat God vir elkeen van ons wil hê. 'n Lewe wat naby aan hom bly en 'n lewe wat vrug dra tot sy eer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens en dankie dat ons lewens kan lewe wat veel vrug dra. Wanneer ons leer om te beweeg op die pad van gehoorsaamheid, om te beweeg daar waar ons u graag wil hê, dan lyk ons lewens radikaal anders. Daar's vrede, daar's sin en betekenis, daar's Gods vrug. En Here, dis tog waar u elke kind van God wil hê. Dis tog waar u ons wil hê as u kinders. En Here, dankie dat dit deel vorm van ons geestelike identiteit. Here, mag ons vinniger reageer op u sagte stem, sodat ons juis kan vermy om pyn en seer te ervaar wanneer ons ongehoorsaam en rebels lewe. Here, mag ons oor en ons harte oopmaak, mag ons sag wees in ons harte en die vermaaning hoor en aanvaar. Here, want dit is godsvrugtig om so te lewe. Ons loof u en ons eer u vir u genade oor ons lewens. Ons bid dit alles in die kosbare, mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Tot ziens.